Ons gaan verder met ons skrifgedeeltes uit die Psalm en die Evangelie van die week. Maar ek is 'n wurm en geen man nie, 'n smaad van mense en verag van die volk. Almal wat my sien spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, hy het dit aan die Here oorgelaat, laat hom red, laat hy hom verlos, omdat hy 'n welbehae in hom het. En die wat verbygaan, het hom gelaster, en hulle hoofde geskud en gesê, ha, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red uself en kom van die kruis af. Net so het ook die owerpriester saam met die skrifgeleerdes hom bespot en vir mekaar gesê, hy het ander gered, maar homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, dat ons kan sien en glo. En die wat saam met hom gekruisig was, het hom ook verwyte toegeroep. Die woorde van Psalm 22 beskryf 'n ervaring wat baie ken. Die ervaring van vernedering. Die psalmdigter sê dat hy soos 'n wurm voel en nie soos 'n mens nie. Dis hoe dit voel wanneer mense jou verkleineer of jou bespot, nie waar nie. Wanneer ander se woorde jou laat twyfel oor jou eie waarde. Baie mense ervaar hierdie soort pyn in hulle alledaagse lewe. Dit gebeur by die werk wanneer iemand jou verneder voor ander, in families wanneer iemand se opmerkings jou klein laat voel. Dit gebeur selfs in sosiale situasies waar jy voel, jy word nie ernstig opgeneem nie. Wanneer ons by die kruis kom, sien ons dat Jesus presies hierdie soort vernedering beleef het. Die mense wat verbygaan spot met hom. Hulle maak grappies oor sy pyn en daag hom uit om homself te red. Hulle verstaan nie wat hy doen nie en hulle wil ook nie verstaan nie. Nou wat hierdie toneel so betekenisvol maak, is dat Jesus die mag gehad het om van die kruis af te kom, maar hy kies om nie dit te doen nie. Hy bly daar, omdat hy sy lewe vir ander gee. Sy lyding is nie die gevolg van swakheid nie, maar van liefde. Dit beteken dat Jesus nie net ons pyn ken nie, hy ken ook die pyn van vernedering en misverstand. Hy weet hoe dit voel wanneer mense jou verkeerd beoordeel. Hy weet hoe dit voel wanneer ander jou identiteit bevraagteken. En wanneer ons dit kan onthou, kan dit ons help om anders na ons lewe te kyk. Ander mense se opinies kan baie seer maak, maar hulle hoef nie die finale woord oor ons identiteit te hê nie. Jesus se identiteit het nie verander omdat mense hom bespot het nie. Hy was steeds die seun van God, selfs terwyl die skare hom uitlag. En hierdie teks nooi ons ook om eerlik te kyk na hoe ons ander mense behandel. Soms kan 'n mens maklik deel word van die skare, deur vinnige oordeel of harde woorde. Die kruis herinner my dat elke mens waardigheid het en dat ons versigtig moet wees met hoe ons oor ander praat. Dink dalk vandag aan iemand wat swaar dra of verneder voel. Vra God om jou te wys hoe jy daardie persoon met respek en vriendelikheid kan behandel. Here, help my om my waarde in U liefde te vind en om ander mense met dieselfde waardigheid te behandel. Amen.